Hallo julle, baie welkom weer so by Vrydag. En ek wil net sê by plek met naam van Anna Beulah. Ons sit hier in hulle onthaallokaal hier, is baie fancy hier agter, is hier my sitkamer. Ons is hier by die plek met naam van Our Place. En ons is net gou weer besig om net so 'n bietjie te kuier en net vir die mense hulle te sê. Ek wil baie graag vir julle 'n gedeelte lees in die Bybel uit wat sê daar van Job vers 2, hoofstuk 42 vers 3 tot 3 en 5 en 12. Nou weet ek dat u tot alles in staat is en dat u kan uitvoer wat u besluit. Wie is dit wat die bedoeling wou dwarsboom sonder dat hy insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat waaroor ek nie begrip het nie. U wonderdade was te groot vir my. Ek het dit nie verstaan nie. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek self gesien. Die Here het die laaste deel van Job se lewe voorspoediger gemaak as die eerste. En hy het 14.000 stuks klein vee en 6.000 kamele en 2.000 beeste en donkies het hy gekry. En dan praat hy natuurlik van hoe hy natuurlik ook nog sy dogters, klomp dogter, die mooiste in die land. En hoe die Here van kom sien het so aan die einde van sy lewe. Ons is besig met gedagtes dat ek nog steeds lief bly vir die Here, al antwoord hy my nie. Ek het julle gepraat oor wag, dat ons wag op die Here. En ons weet dat hy in beheer is. Maar die gedagte wat ek vandag by julle wil los is die gedagte van tyd. Daar is nêrens 'n groter leermeester wat vir ons antwoorde gee as tyd nie. Tyd oor 'n tydperk sal ons sien 'n legkaart lyk vir ons baie onduidelik en ons kry nie al die antwoorde nie. Maar wanneer ons wag en tyd genees mos die wonde. Tyd genees mos dinge rondom ons. En wanneer ons dan so by mekaar kom en ons eer die Here, soos nou vandag nou eer ons, wil ek kom eer ook vir jou lewe. Weet nie wat die vraag wat jy dalk vir hom het, die stryd waardeur jy gaan, en ek erken ook dat almal wat nou ons luister vandag, dit gaan nie altyd so goed nie. Maar wat ek geleer het is tyd. Ek kan gewoon net kyk oor ons lewe en daar's mooi memories. Maar wanneer ons kyk hoe dat partykeer in ons lewens dinge maar baie die mekaar. En ons vra Here, maar waarom? Mag ons wees as Job wat nooit God vervloek het nie. Sy vriende by ons gehad en ons vervloek. Sê 'n baie mooi gedagte. Ek het nou net van u gehoor, maar nou het ek u gesien. En kyk hoe kom seën die Here hom ook aan die einde van sy lewe. Net omdat hy kom wag en kanse gee dat tyd verloop. Dit is so 'n antwoord vir hierdie kom ons sê omgewing waar ons bly in hierdie eeu waar alles onmiddellik mos moet wees. Druk 'n knoppie en kry dadelik 'n antwoord. Ek hoef nie by die bank mee in toue te gaan staan nie, want ek moet tyd daar mors nie. Doen dinge ons aanlyn. Ons moet nou die Uber iets en Uber dit en ons bestel ons die goedjies so. Hoekom moet ek nou wag vir goed? Ons wil nie meer wag nie. God kom leer ons om te wag. Tyd. Gee dit tyd. God sal kom antwoord. Jy gaan nie nou die antwoord kry deur die knoppie te druk nie. Maar by die voete van die Here Jesus te wag en laat tyd verloop. Mag jy geseën wees met die uitdagings in die eie lewe. Mag die Here self met jou kom ontmoet. Moet God nie verloon nie. Wag op hom. Die seëning waarmee die Here hom gesê het aan die einde van sy lewe was seker belangrik geweest. Maar die oorwinning van Job het gelê in die tyd waarin dinge genees het en uiteindelik het die antwoorde gekom. Kom ons bid net saam. Here, so wil ek almal wat luister na die video en die opdra. Ons wil vra, Here, dat U vir ons sal help om hierdie gejaagde tyd van ons, hierdie goedkoop tyd, hierdie kitstyd, weer terug te keer en daarby voete tyd te spandeer om op U te wag, te hoor, te luister, te sien, te beleef, te ervaar, te aanbid en 'n gesprek met U te tree, dat ons nie haastig sal wees. Met my vriende wat uitdagings miskien in hierdie dag het, miskien is daar baie vrae in hulle harte. Maar dankie dat U vir my en Wendy kom leer het om te wag. Nie te gretig wees om goed nou opgelos te kry nie. Maar te wag en onsself te verlaat op tyd, om tyd met U te spandeer. Eer behoort aan U, ons is lief vir U, Here. En ons is dankbaar dat U so geduldig met ons en vir ons so baie tyd gee om tyd met U te spandeer. Amen. Here seën vir julle, mag hy vir julle seën met julle die uitdagings in julle lewe. Ons soek nie die antwoorde nie. Ons soek net tyd by die Here. Ons wil nie hoor van God nie. Ons sal hom sien en daarin lê ons krag. Nie in die antwoorde nie,
maar net om God te sien in alle omstandighede. Mag die Here vir julle sien, die van julle wat ook kyk, so bly met saam met vriend Almarey en Marita, dat die Here vir hulle geseën het met 'n operasie waardeur ondersteun moet gaan, 'n rugoperasie. En die Here het hulle aangeraak en ons eer die Here daarvoor. My broer Johanna Rosel is ook ingeskakel en het nou so rukkie terug begin luister. Dankie ou Boeta dat jy ook maar inskakel en vir jou terugvoer. Mag die Here vir jou en Rosel baie seën daar saam met julle mense daar waar julle bly ook nou. Kom ons wees lief vir die Here. Week kom nou uit, maar sy uitdagings wat nou voor lê, tot ons volgende week weer mekaar sien soos die Here wil. En soos ek maar altyd sê, kom ons wees lief vir die Here, want hy is lief vir ons. Totsiens, tot ons volgende keer mekaar weer sien.